Goeiemôre, goeienaand en welkom by Straatwys. Gister sit daar mense by ons en kuier en hulle saam met hulle klein babietjie, so ongeveer 3 maande oud. En soos almal maak ons die gewone opmerkings. Ag, kyk net hoe kyk sy al rond, of sy begin al lag, of sy hou haar koppie baie mooi regop. En is interessant, want van die eerste dag wat ons begin leef, begin ons die lewe meet. Eers in dae en dan in maande en dan in jare. En dan sê ons hy is nou 5 jaar oud of sy 16 of hy word 40 of sy tree die volgende jaar af. En sonder dat ons dit besef, begin tyd die grootste maatstaf van ons lewe word. Ons leef van kalender tot kalender, van sperdatum tot sperdatum, van salaris tot salaris, van maandeinde tot maandeinde. Ons jaag die ure, ons bestuur die minute, ons koop horlosies, maar niemand koop ooit meer tyd nie. En soos jy ouer word, begin daar iets vreemds gebeur. Jy besef, tyd voel nie meer oneindig nie. Jy kyk terug en wonder, waar het die jare heen gegaan? En dan begin jy paniekerig raak. En dalk sê jy vir jouself, ek is te oud om weer oor te begin. Dalk is daar die geleentheid verby. Dalk is dit nou te laat. En skielik raak ons grootste vyand nie mislukking nie, maar die horlosie. In metamodernistiese denke beskryf tyd baie mooi, want te sê, ons leef tussen hoop en paniek, ons droom nog, maar ons kyk ook heeltyd na die kalender. Ons glo nog, maar ons wonder of daar nog genoeg tyd oor is. Dis asof ons voortdurend probeer onderhandel met die horlosie. Maar toe wonder ek oor iets. Wanneer jy terugdink aan die mooiste oomblikke van jou lewe, onthou jy die datum, onthou jy die tyd, of onthou jy die gevoel binne in jou? Jy onthou dalk die eerste keer wat jy verlief geraak het. Jy onthou dalk die geboorte van jou kind. Jy onthou daardie oproep wat jou lewe verander het. Jy onthou daardie drukkie na 'n moeilike tyd. Jy onthou die lag om 'n braaivleisvuur. Jy onthou die stilte langs die see. Maar min van ons onthou presies hoe laat dit was. Of op watter dag of maand. Ons onthou die oomblikke. Want die lewe word nie in minute gemeet nie. Dit word in betekenis gemeet. Dink byvoorbeeld aan 'n romantiese ete. Jare later onthou jy waarskynlik nie hoeveel die rekening was nie. Jy onthou hoe sy na jou gekyk het. Jy onthou hoe jy gelag het. Jy onthou hoe jou hart gevoel het. Die geld was tydelik, die oomblik het ewig geword. Viktor Frankl het geskryf dat die mens nie leef van tyd alleen nie, maar van betekenis. En miskien is dit die fout wat ons so dikwels maak. Ons probeer meer tyd kry, terwyl ons eintlik meer teenwoordigheid nodig het. Oosterse wyses praat van die krag van die huidige oomblik, nie omdat die verlede of die toekoms onbelangrik is nie, maar omdat die lewe altyd net op een plek gebeur, nou. Jesus het dieselfde geleef, hy was nooit gejaag nie, hy was altyd betyds. En daar's 'n verskil, hy het tyd gemaak vir kinders, vir blinde bedelaars, vir mense wat deur ander geïgnoreer is. Hy het nie net sy agenda en sy dagboek gevolg nie, hy het die oomblikke raak gesien. Selfs toe Lazarus sterf, het dit gelyk asof Jesus te laat was. Volgens mense se horlosies, ja, het hy die sperdatum gemis. Maar volgens God se tyd was hy presies betyds waar hy moes gewees het. En dalk is dit die groot uitnodiging van geloof, om op te hou glo dat alles volgens my horlosie moet gebeur. Prediker sê vir ons, alles het sy bepaalde tyd, nie my tyd nie, maar God se tyd. En dalk is die grootste wonder nie dat ons meer jare kry nie, maar dat ons die jare wat ons het, anders begin leef. Minder besig om die horlosie dop te hou, en meer besig om die mense langs ons raak te sien. Minder vasgevang in sperdatums, en meer oop vir die heilige oomblikke. Want aan die einde van jou lewe gaan niemand vra hoeveel e-posse jy beantwoord het, en hoeveel vergaderings jy bygewoon het, en hoeveel ure jy by die werk spandeer het nie. Mense gaan onthou hoe jy geleef het, en die betekenis wat jy bygedra het, hoe jy lief gehad het, hoe jy gelag het, hoe jy hoop gebring het. Want uiteindelik word 'n lewe nie gemeet aan hoeveel tyd jy gehad het nie, maar aan hoeveel lewe daar in jou tyd was. Miskien is ons grootste stryd nie met tyd nie, miskien is ons grootste stryd om op te hou leef asof die horlosie ons baas is. En te begin leef asof elke oomblik 'n geskenk is. Want wanneer jy leer om oomblikke bo minute te kies, betekenis bo spoed en teenwoordigheid bo gejaagdheid, dan ontdek jy iets wonderliks. Jy hou op om net ouer te word en jy begin werklik leef. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.